Welkom by nog 'n episode van Leeflig by vandag se potgooi. Ons baie bly jy het ook ingeskakel ook vandag. Vandag duik ons in die wêreld van nooddienste. Daai wêreld waar elke liewe sekonde tel en waar mense onder geweldige druk werk om lewens te red en waar die ware helde meer dikwels in die stilte op die agtergrond werk. So vandag het ek 'n gas hierso, 'n paramedikus, iemand wat elke dag op die voorgrond van krisisse staan, maar ook van hoop. En ons gaan vandag so 'n bietjie 'n kykie kry agter die uniform inloer en die mens agter daai sirenes. En ook bietjie agterkom wat dryf iemand? Wat dryf iemand om in so 'n veeleisende beroep te staan en elke dag op te daag vir hierdie besonderse roeping ook op hulle lewe. So baie dankie dat jy ingeskakel is en ek sê baie welkom Carissa Nieuwoud wat vandag saam met my kuier. Is my groot voorreg. Dankie. Dankie dat jy ingestem het. Sy het my laasweek het ons so bietjie, laas Vrydag het sy my genooi om bietjie saam in die ambulans te ry en dit was vreeslik lekker. Daar was baie drama in Pretoria verlede week, nie? Eintlik minder as gewoonlik. Nog ons 'n stilskop, so maar ons het lekker gejaag. Ons het gejaag. Ek het ervaar hoe dit voel om met sirenes aan te jaag en die hoogtepunt was nogal om met die nier te gaan haal by die urologiese hospitaal en te jaag met dit Jacaranda toe. Dit was baie opwindend. Ja, elke dag iets anders. Hoe lank doen jy dit al? Ek is eintlik nog 'n babatjie in die nooddienste. Ek is nou mooi, eintlik nou die 1 Julie is ek 7 jaar gekwalifiseer. Wat ek het 3 jaar voor dit geswat, maar in totaal 7 jaar wat ek nou amptelik gekwalifiseer is en gewerk is. So eintlik nog baie jonk, baie bevoorreg in my 7 jaar het ek al op die ICU gewerk, ek het al gevlieg. Ek is nou terug op die operations manager level, so ek was al op al die vlakke gewees, ek is baie geseënd. Ek dink jy het vinnig geklim en jy het 'n baie senior pos by Netcare se 911. Ja. Baie trots op jou. Het was lekker om te sien hoe jy so vinnig vorder. Wat was daai eerste oomblik wat jy besef het? Want jy wou eers iets medies en so aan en toe het jou pad nou anders geloop, maar wat was daai eerste keer wat jy gesê het, maar ek's gemaak hiervoor? Dis waarvoor ek gebore is. Ek dink daar was nie eintlik 'n baie groot wow oomblik gewees nie. Ek dink dit is so ek wou vir baie lank medies. Ek het geweet ek wil medies gaan doen. Ek het aansoek gedoen vir medies en dit was my plan gewees en toe ek nie kering kry nie toe besluit ek sê dat ek mag gaan noodhulp doen. Ek het noodhulp gedoen en toe praat hulle van die basic life support kursus wat daai tyd daar was. Toe ek okay, gaan doen dit in die tyd, maak jou aansoek sterker en toe ons begin met die eintlike basic life support program. Toe ek die dag huis toe gaan vir my ma gesê dis wat ek wil doen. Dis iets anders te elke dag. Selfde kritieke goeders, maar jy het soveel minder mense en jy werk nie in 'n gebou elke dag nie. Ek dink dit het vir my ook uitgestaan. So. En die adrenaline hou jy van? Ja, adrenaline, kyk nie 'n dag terug nie. Jy hou van daai adrenaline, nee. Ek dink. Dat is waarop jy goed funksioneer. So daar was 'n aha oomblik. Daar was definitief en ek het baie vinnig gekry. Ek het baie goed gedoen in basic life support. Een van my lektore het my approach en gesê wil jy nie aansoek doen vir die diploma nie, gaan swat verder en is op daai oomblik wat ek besef het dis wat ek wil gaan doen. Ek het baie vinnig kering gekry en aangegaan en ek sê kyk nie 'n dag terug nie. Ja, ons gaan sien dit is 'n roeping, is nie 'n werk nie. Ja. Is daar 'n oomblik of 'n persoon as jy nou terugkyk op hierdie 7 jaar? Ek dink daar's baie. Maar jy gaan dalk nou een of twee met uitsonder. 'n Oomblik of 'n persoon wat jy sal sê dit bly jou by. Positief, dit kan 'n positiewe of 'n negatiewe ervaring wees. Sjoe, as ek sê 7 jaar en ek is eintlik nog 'n babatjie, is daar soveel, ek dink soveel pasiënte wat vir jou flash. Ek dink daar's so baie wat ek kan opnoem. Eintlik die hele dag praat, maar 'n positiewe ervaring sal definitief een wat uitstaan oor die res. Dit was so 2 jaar terug gewees dat ek nog op die ICU voertuig gewerk. Ek en my partner het die aand net 'n oproep gekry gesê ry na die spesifieke hospitaal, die gaan iemand optel. Hulle sukkel baie met asemhaling, hulle gaan deur na Unitas hospitaal toe. Hulle spesialiseer in ECMO. Nou ECMO is 'n masjien wat hy haal basically al die bloed uit jou lyf uit, sit suurstof in en hy pomp dit weer terug. So hy gee jou hart en jou longe kans om te rus en dis vir mense wat baie erg op 'n sekere vlak is. So die dametjie is maar 24 jaar oud. Sy is bekend met asma gewees, ingekom die dag met gesukkel om asem te haal, positief getoets vir COVID, so het sy net agteruit gegaan. En sy is eventually in die ICU, hulle het haar geïntubeer en sy doen net nie goed nie. Hulle kry nie eens op die ventilators gesettel nie. So toe moet sy baie vinnig na
na die hospitaal toe gaan. Dan kon dit uitgestaan want ek en my partner het ingestap. Jy weet nog nie regtig wat aangaan nie. Ons het nie geweet wat sy voorgaan nie. En jy weet as 'n internis in die gang staan en trippel vir jou om nader te kom. Ons geweet daar's groot moeilikheid. Ons het ingestap, sy het shame, sy het daar gelê en sy het gegasp. Nou gasping is ons praat van agonal breathing. As jy nie baie goed asemhaal nie en dan cardiac arrest is imminent. Jy weet dit is vinnig op pad. So ons het gespring en begin werk. Ons het nie 'n bloeddruk gehad nie, ons het medikasie gespuit. Ons het gesukkel met die ventilator. Hulle kon nog nie op die ventilator kry. Ons het eventually ons het hard gewerk die aand. Dan kon ek het vir Rolanda gesê vanaand met hierdie groot bus, gaan jy vir ons baie vinnig moet ry. Noodloos om te sê, met baie geswingerheid, sy het in 12 minute by die hospitaal gekry. Sure. Ons het ingestap en ons laat in die aand, die hele ECMO span het actually vir ons gewag. Dit was amazing geweest om te sien hierdie hele span wag vir ons. So ons het instap op die bed, toe het hulle die masjiene opgesit. Nou, ek het met die pasiënt se ma kontak gehou, net omdat ons hulle weggery langs die pad. Dit was 'n week later. Dit is in my geboodskap en gesê sy's in 'n gewone saal en hulle gaan na ons slaan, jy moet kom kyk. En ek en Rolanda het die dag na ons kof besluit, kom ons gaan check. Ons daar in die gewone saal ingestap, sy was nie in die bed nie en hier kom 'n persoon uit die badkamer uit. En sy het vir 'n rukkie stil gestaan en ons gekyk en ons het daar gekyk want sy het heeltemal anders dan nou gelyk. Ja, en sy het ons nie herken nie want sy was bewusteloos toe ons al gehad het. En sy het vir 'n rukkie vir ons het net mekaar gestaan en kyk en toe sê sy het julle my gaan haal, het julle my vervoer. Ons het gesê ja. En ons al drie so lank gestaan en huil en net drukkies gegee. Dit is iets wat vir my regtig uitstaan. Ons het ingestap en haar hart was besig om te gaan staan. En net dit is iemand wat ek weet ons het definitief 'n verskil gemaak. Wonderlik. It's amazing. Maar dit is ook nie altyd so nie, nê. Nee. Al die stories het nie gelukkige eindes nie. Nee. Maar ook om te hoor, ek bedoel, wat doen julle? Julle stap in hospitale en dan 'n dokter staan en rondtrippel en paramedics kom in en hulle kan 'n mens amper sê saved the day. Ja. So dit is 'n mooi storie. Daar is baie sulkes. Hou jy 'n bietjie 'n joernaal van die goed? Nie regtig nie. Ek dink is iets wat ons moet doen. Ons baie mense wat dit doen. Ek dink ons baie stories wat uitstaan en as ek gaan dink nog van die goeters, inteendeel as ek met my ma gepraat het, vra mami wat het vir jou uitgestaan? Kan sy my meer vertel van my pasiënte as wat ek kan onthou? En dit is amazing om nog steeds goeie stories te kan deel al buite. Maar ek verstaan ook, die goeie is wat 'n mens wil neerskryf. Ek dink 'n mens kan nou nie al die negatiewe nie, want dit is ook deel van 'n mens se. Dit is ook nie goed vir jou nie. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor hoe cope jy, want 'n mens kan nie al daai negatiewe goeie stoor nie, nê. Op 'n manier moet 'n mens daarvan daardeur werk. Maar ek dink want 'n mens van paramedisie kan sê is hulle stap in wanneer jy regtig op jou broodste is. Jy stap nie gewoonlik op die beste van tonele in nie, waar daar's 'n krisis en mense is baie broos. Hoe dink jy kry julle dit reg om baie kalm en teenwoordig te wees? Soos ek nou die dag saam met julle gery het, jy stap in, jy's so cool soos 'n komkommer en jy's teenwoordig, jy stel hierdie mense gerus. Hoe doen julle dit? So ek dink nie ons eintlik 'n vaste resep nie. Ek dink hoe langer jy werk, hoe meer leer jy dit aan. Dit is definitief iets wat ek moes aangeleer het. So ek dink die eerste toneel wat ek by was en omtrent gepaniek het myself, was soos waar vandag is iets wat jy aanleer. Dit is ook baie vinnig in jou loopbaan geleer, jy maak soos 'n eentjie op water. Bo lyk heel rustig wat swem maar onder maak hy voetjies so. En dit is so as jy dink as jy in 'n noodgeval is en jy stres, jy weet nie wat aangaan nie of as jou geliefde in 'n kar wat daar sit. As die ou wat jou moet help ook te kere gaan dit nie goed aan nie. So is definitief iets wat jy aanleer. Ek het al eendag gehoor dat iemand vir my sê dit lyk of ons paramedic aantrek, as jy uniform het my persoonlikheid bietjie verander. Maar dit is so, jy leer 'n stem aan. En die mense wat my baie goed ken, my boetie het dit ook al vir my uitgewys, is hoe stadiger ek praat en hoe dieper ek praat, hoe meer stres ek. Sal oplet vir dit? Ja, so as hy my bel en vra wat gaan aan en ek boetie, dis okay, moenie worry nie, dan stres hy. Dan moet 'n mens weet. Ja. Ja, ek stem saam. Ons wil nie julle moet paniekerig raak as julle ons kom help nie. Iemand moet in beheer wees. Die mees onverwagste of die vreemdste geval wat jy al ooit op uitgeroep is. Weereens daar's 'n paar. Ons soveel, ek dink ons kan die hele dag sit en gesels oor die snaakse dinge wat ek oor aangekom het. Snaakse ietsie wat jou vinnig genoem? Ek sou sê die vreemdste was meer ek was uitgestuur na 'n mamma en 'n dogtertjie by hulle maatjie gaan kuier. Maatjie by maatjie en die twee mammas het gekuier. En die twee mammas het begin beklei.
En hulle toe nou weggehardloop en sy die hek probeer toemaak en die hek het van spoor af geklim, val bo op die ma. En die res van die familie het hulle kom beklei daar en mense wat verbyry sien dit, hulle stop om te kom help. Die mense val sommer die ouens aan, steek hulle met messe. Hy spring terug in die kar om te try wegry, ry bo die ma met die hek. So ons het gestop en daar was min of meer 5 mense gewees, met nog steeds chaos, utter chaos. So dit was seker die mees vreemdste wat ek sal sê ek by was. Ek is te bang om te vra oor die hek en die vrou, het sy dit oorlewe? Sy het ja, sy het seer gekry, maar sy het. Phew, Snaakse ding wat ons kry. snaaks is 'n understatement dalk so 'n bietjie. Okay, nog ietsie vreemds of onverwags? Onverwags sal ek meer sê, dis waar die lelike kant dalk inkom. Onverwags die dinge wat maar die meeste my asem weggeslaan het, is probably die familie en die vriende wat ek behandel het. As ek net dink aan my polisievriend wat ek by was, dis nie iets wat ek verwag het nie. As ek dink aan my ouma, hulle het my gebang gesê sy het uit die bed uitgeval. Ek verwag op die ergste 'n jippie wat gebreek is en dan kom jy daar en jy sien daai. Dis dinge wat jou van jou voete afslaan. Van pasiënte, dink ek het al met Dominee gepraat oor daai kol wat jy ingestap het en die mense is in die dak opgehang. Dit is lelik. En dis die onverwagsheid wat bietjie jou wind uit jou seile uitklap. Niemand berei jou voor op Nee. op dit wat jy gaan sien nie, nee. Nee. Ek is nou so 'n bietjie van wat ek nou vinnig gaan dink, ek weet jy gaan baie uit na verdrinkings toe. Kinders wat verdrink. Is daar net ietsie wat jy dalk daaroor kan sê? Net weet mense net weer. Ek dink ons kan genoeg patent gemaak wees daarop dat water en kinders is rooi ligte, of dit by 'n troue is, of dit by jou huis is, 'n dammetjie is. Gee net vir ons net weer 'n woord van waarskuwing. So ek dink jy kan nooit 'n kind alleen los nie. Veral op die jongste ouderdom waar hulle begin loop en nuuskierig raak. Ek dink die meeste gevalle wat ek die laaste tyd was nie eers 'n groot swembad gewees nie. Die laaste lyfietjie het in haar bad. Mamma het haar gelos in die bad om haar handdoek te gaan haal en toe ons terugkom toe sy onder die water. So jy kan hulle glad nie naby water alleen los nie. Nie 'n dammetjie nie, nie 'n swembad nie, nie in die bad alleen los nie. Hulle het supervision nodig. En veral op hulle stadium wat hulle begin nuuskierig raak. Kan begin rondloop of kruip. As daar sulke goedjies is, moet dit toegemaak word of weggevat word. En dit gebeur baie vinnig. Ek het navorsing op drowning gedoen. Binne 2 minute verloor hulle 'n pulsie. Binne 2 minute. 4 tot 6 minute is daar irreversible brain damage. 4 tot 6 minute is 'n oogwink. So kinders en water moenie alleen gelos word nie. Selfs bietjie water. Selfs bietjie water is die minste water wat die meeste skade kan doen. So jy moet nie dink omdat die baba swembadjie net 'n bietjie water in het, dis okay nie. Hulle kan selfs in dit. Ja. So dit was maar net, ek dink nodig dat ons nie kan dit seker nie genoeg vir mekaar Nooit. sê nie. Okay, ons het nou geraak aan julle sien die positiewe, die mooi goed, daar's babatjies wat gebore word, daar's prembabatjies wat jy kan jaag hospitaal toe en hulle maak dit en nou soos jy gesê, daar's goeie stories ook. Maar dan is daar ook horribale stories en baie trauma. Hoe sorg jy vir jouself? Emosioneel en fisies en geestelik? Hoe raak jy van hierdie goed ontslae? As te ware, hoe wend jy, by wie laai jy af of wat doen jy? Ek dink dit is 'n baie sensitiewe subject as 'n mens daaraan dink. Ons almal weet wat se regte ding om te doen. Jy moet kan oefen, jy moet reg eet. Jy moet 'n goeie ondersteuningsnetwerk hê, jy moet gesels oor die goed, maar eintlik heel waarheid is meerderheid van ons doen dit nie. As ek dink self dat ek gewone skofte nog gewerk het. Jy's moeg na skof. Ek wil nie nog gaan oefen nie. Ek wil nie nog reg eet nie. Vir as jy skofte werk, jy slaap min, jou patrone is op en af en dit kom op 'n punt wat jy nie mooi na jouself kyk nie. Ek dink ons almal het al daai moeilike ervaring beleef en dan beland jy op 'n sielkundige se voorstoep. Ek self was al daar gewees. Nou met my skofte wat obviously beter is daar 'n manier om beter na jouself te kyk en reg te eet en te gaan oefen. So ons weet wat om te doen. Dis net om dit eintlik te doen en ek dink die ondersteuningsnetwerk is baie belangrik. Daar's dinge ek kan voel wat ek met my familie kan praat. En dan sou ook dinge wat spesifiek na 'n pasiënt toe is wat medies related is wat ek weer baie goeie vriendesisteem by die werk ook het wat ek hierdie goeders mee kan deel. En vir my persoonlik, die kerk is baie belangrik as ons jeug doen en sonnaarskool dit is weer vir my ietsie anders te buite 'n roetine wat vir jou ontlaai. So ek dink elke uit maar so ietsie spesifiek.
Goed, so dit is belangrik. Ons het almal, maar veral in julle beroep wat met baie trauma sit, het 'n manier nodig om dit ons amper te detox. Ja. Gepraat van jou span by die werk. Spanwerk is belangrik. Hoe belangrik is dit vir julle? Veral nou wat jy gesê het rondom ondersteuning. Ek dink dit is een van die belangrikste dinge waarmee ons werk. Ons gaan in crazy plekke in. En baie van dit is tonele wat dit gewelddadig raak. Ons gaan baie na psigiatriese pasiënte toe wat ek kan nie vir hulle sê hoeveel keer was ek al met 'n mes gejaag deur huis nie. So dis wanneer ek moet weet waar ek staan met my span. Wat is hulle capabilities? Wanneer kan jy hulle in 'n gevaarlike situasie bietjie meer push, wanneer nie? Ek dink dit is ook baie belangrik wanneer ons gaan na moeilike tonele toe, soos waar jy 'n resuscitasie doen. Elke ou in die span het 'n werkie en dat jy hulle ook vertrou in hulle skill set wat hulle kan doen om die regte ding te doen. As ek dink op die ICU-bus wat ek gewerk het, was net ek en Rolandra gewees. Ons staan by baie moeilike situasies in, veral daai klein babietjies. En as ek begin medikasie en goeie trek, gaan sy aan met ander dingetjies wat ek nie sien nie. So dit is definitief die vertroue is daar. Definitief en weet ook wat hulle kan doen en nie kan doen nie. Okay, so as leier van jou span, moet jy jou span goed ken. Ja. Maar jy is ook daar om uit te kyk. As jy sien hulle cope nie lekker nie en ook om daar vir hulle te kan inspreek in hulle lewens, jy het hulp nodig of kom praat met my of vat 'n bietjie af of ek het ook agtergekom dat humor speel 'n groot rol. Nee, want partykeer ek dink dis so 'n mens, ek sê altyd hoekom is daar grappies oor krieggoeters partykeer? My gevolgtrekking is ek dink dis so ons skok verwerk. Dit is definitief, ek dink die donker humor is 'n groot aspek by ons en van 'n buitestander se kant af lyk dit nie altyd mooi nie. Maar ek kan sê as ons van 'n baie lelike toneel afkom, jy kan sien dis iets wat die ouens spesifiek regtig gepla het. Ek meen ons was nou die aand by daai voetgangerongeluk. Dit was nie 'n mooie gewees nie. Ons het later die aand goedjies skoon gemaak. Kom maar hierdie nare ou 'n simpel donker grappie uit, maar dis hoe die ouens cope, is definitief 'n groot coping meganisme. Is humor en is nie onsensitief nie. Dis Nee. net om van daai skok net op 'n manier ontslae te raak. Kom ons beweeg 'n bietjie na die publiek toe. Wat sou jy graag wil hê moet ons gewone ou op straat net weet omtrent paramedisy? Wat sou jy graag wil hê ons moet van bewus wees? So ek dink ons baie misinformasie daar buite. Ek dink vir 'n groot gedeelte van die populasie sien hulle ons regtig net as 'n Uber-drywer. Ek dink as ek kyk na die meerderheid van die gevalle wat my ambulansie toe gaan, word hulle ridiculous tye van die oggend gestuur vir tandpyn of goedjies wat nie 'n noodgeval is nie. En dit sou wees omdat hulle nie vervoer het hospitaal toe nie en jy's 'n form of transportation. Vir ander mense dink dit jy gaan net na al die lelike goeders doen. Dit is nie, ons het 'n groot verskeidenheid van goeders wat jy doen. So ek dink dis die grootste miskonsepsie wat daar is oor wat ons doen. Die spektrum is baie wyd. Ja. Wat kan ons doen om julle te ondersteun? Is daar iets wat die gemeenskap, wat kerke, individue, skole, wat kan ons doen wat net 'n nice gebaar sal wees om te sê, weet jy, ons waardeer wat julle vir ons doen? Ek weet nie of ek spesifiek aan so iets kan dink nie, maar ek dink die grootste ding is dat eintlik mense net ingelig raak van wat ons doen. Ek dink die grootste moeilikheid wat ons van die publiek af kry is van 'n veiligheidspunt of view. So baie keer stop by 'n toneel en dan is daar voetgangers wat wil stop met altyd 'n video draai neem waar hulle nie moet nie. Of kom inmeng waar hulle nie moet nie. En ek dink dit is 'n groot gedeelte van ons veiligheid, asook die mense om jou se veiligheid. So ek dink dit gaan maar oor as hulle net weet wat ons doen en waar om nie betrokke te raak nie. Dit wil klaar help. As ek op pad is na 'n toneel toe, dink julle het al gesien. Ek ry nie onnodiglik vinnig na 'n plek toe nie. Nie een van ons ouens is roekelose, klim in 'n kar en laat en sirens en jaag nie. Maar wanneer ons wel ry, is dit omdat ons iets leliks gekry het. En die mense gee nie regtig vir jou plek as jy moet ry nie. So daai tipe goeders, just be considerate. Nee, ek het gesien, geen net pad as dit veilig is, maak spasie en jy het ook vir my gesê jy mag in elk geval nie julle sirenes aansit. Ja. As dit nie 'n noodgeval is nie. So ons moet weet as die sirenes aan is dit 'n noodgeval. Julle sal dit nie doen om vinnig deur die verkeer te kom nie. Nee, glad nie. Wat het ons kerk het op 'n stadium met ons ietsie gedoen vir julle? Sal so iets nice wees? Dit was nog ons oulike aan sy waardeer. Dit was
was in COVID geweest toe ons ouetjies deur moeilike tye gegaan het en hulle het vir ons sulke oulike pakkies gebring. Dit het nogals baie vir die ouens beteken, ja. Ja, ons 'n bietjie buite die boks, al is dit net 'n boks koekies wat 'n mens baie keer iewers by hulle stasie gaan aflaai of 'n nuwe bank. Ek dink julle kan ons miskien advertensie doen dalk. Dalk is daar iemand wat 'n sitkamerstel wil uitgooi, nê? Nee. Asseblief, daai bank is 'n probleem. Ek kan sit dit is okay. So ek dink ons kan hoor enige iemand wat dalk 'n sitkamerstel wil uitgooi, kan dit asseblief vir Mootse net keer. Ons kan dit skenk. Ag, maar net daai bederfie, want baie keer raak die nagte 'n bietjie lank. Dit doen ja. Dit doen. Wat ek wil vra is, wat gee jou hoop? Ten spyte van al die goeders wat jy sien, wat maak dat jy hoopvol bly? Ag, ek dink en dis iets wat ons onlangs by die kerk ook gedoen het, is the purpose in pain. Dis die feit dat jy kan sien dat daar 'n groter prentjie is agter lelike dinge wat selfs gebeur. Die feit dat jy kan help in iemand anders se moeilike situasie. Nie net noodwendig in die kritieke goeders nie, maar ons doen baie oorplasings wat iemand klaar heupvervanging gekry wat terug gaan na step down toe. As jy by die tannie sit en haar handjie vashou en vir weer vertel hoe oulik sy in die lewe is en dit is, daai is die tipe goed wat vir jou siel voer. Net om te weet ek het 'n verskil in iemand se lewe gemaak, nie noodwendig 'n lewe gered nie, maar ek het 'n verskil vandag in iemand se lewe gemaak. Ons gaan in wanneer dit nie altyd ideaal is nie, chaos is. En dan as ek ook kyk hoe van my span, jy weet, my crew gee hulle absolute beste elke dag. Jy weet, in ons lelike tye wat ons ingaan, ons goeters wat jou wielietjies pap maak op 'n goeie dag en nog steeds staan op en gaan doen jou werk. Dit is amazing, is inspirerend. Julle inspireer mekaar. Definitief. Ek hou van ook wat jy sê van iemand wat net na step down toe vervoer word. Dit klink so my skoonma is nou gister oorgeplaas van die hospitaal af na Medstep toe en sy was angstig. Ja. Oor daai onsekerheid, maar met die paramedici wat in kon beweeg en haar rustig kon maak en was dit toe op die einde nie so erg. Dus dit is 'n klein dingetjie, maar dit is actually eintlik baie groot. Daar's miskien iemand wat luister wie se kind of hulle self wil dit miskien oorweeg om paramedic te word. Wat sal jy vir hulle sê? Ons kry baie mense wat kom volunteer by ons vooraf, wat eers wil kyk of dit vir hulle is en ek dink die grootste ding wat ek al opgetel het is weer eens die miskonsepsie. Meerderheid van die jong mense dink dis net lights and sirens en jaagkarre van die pad af en is 'n Formula 1 tipe werk en ja, daar's 'n element van dit, maar daar's baie meer toe dit. Maar eers baie mooi gaan seker maak dat jy bereid is om die lelike kant van die lewe te sien. Sien die mooi, maar die meerderheid van dit is nie mooi nie. En of jy verby al daai ander dinge kan kyk en of jy bereid is om dit te doen. En dan die wat regtig belangstel, ons het 'n excellent college. Ek het self geswadeer net keer se college. Dan wil jy geleentheid kry om volunteer, kom kyk of dit vir jou is voor jy 'n hele leefstyl keuse maak om in hierdie rigting in te gaan, want dit is lank swat. En dan in 'n beroep te wees en ons sien dat dan's mense hier vir 'n jaar of 2 en dan wil hulle nie meer hier wees nie. Want hulle is nie voorbereid gewees vir die lelike dinge wat daar buite is nie. Dis 'n langtermyn keuse wat jy moet maak. Ja. So daar is die opsie van hulle kan kom vrywillig bietjie kom saam ry. Ja, dis 'n groot keuse wat 'n mens moet maak vir die res van jou lewe, want ek weet met jou saam, jy moet enige tyd bereid wees ook om baie keer in jou kar te spring en dan word jy uitgeroep om te gaan. So dit is baie ontwrigtend. Wat het jy geleer die laaste 7 jaar? Wat het die lewe jou geleer? Wat het jy geleer oor die lewe? Eintlik as ek gaan dink hoe ek was voor ek in hierdie beroep gegaan het, dink ek en my boetie, die wat hom ken sal ook weet, is redelike skaam mensies. Maar geleer om jou plek te ken in die lewe. En ek kan definitief dit sien vandat ek in die beroep is jy het jou stem gekry in die lewe. En dat ek definitief meer kan opstaan vir die regte dinge. En ek is nie bang om my sê te sê nie. So dit het definitief my bietjie meer confidence gegee in die lewe. Definitief my gehelp baie moeilike dinge in my lewe te kan navigate en ander mense te ondersteun. Definitief dit. As daar moeilikheid is in die familie of iets, is ek daar om te kan ondersteun. Dis nie iets wat ek voorheen sou kon doen nie. Ons was baie skaam mensies wat maar in die hoekie sit. So die lewe, dit het jou gebrei en voorberei vir baie dinge wat jy vandag ook op 'n baie jong ouderdom. Ek bedoel, is bitter jonk. Hoe oud? 28. Sure. Want ek dink op 28, al die dinge wat jy al beleef, ervaar en gesien het,
is merkwaardig. So jy het baie gegroei as mens en ook in hierdie beroep. In die lewe het jou klomp dinge al geleer. So jy het baie verander. Ek dink dit beantwoord nog 'n vraag, maar wat inspireer jou op die einde van die dag? Jy het gesê dit gee jou hoop. Dit hoop om in mense se lewens 'n verskil te maak. Ek dink my grootste is die feit dat ek weet ek kan 'n verskil maak. Selfs in die kleinste aspek van iemand se lewe wat ons baie dink is minder belangrik. So ek weet ek kan dit doen. As ek sê die spanwerk, ek dink dit is 'n groot motivering elke dag. Ek dink ek het 'n baie goeie span wat saam met my werk en onder my werk. En dit maak dat jy elke dag weer wil opdag vir werk. Dit is vir my baie belangrik. Ek dink jy daai passie vir jou werk, dat jy elke dag opdaag. Maak nie saak hoe moeilik dit baie keer is nie. En ek dink jou rol is nou nog meer omdat jy ook in die veld werk, saam met jou span, maar jy is ook die leier van jou span. Ja. Nog iets wat jy wil deel, wat jy nou aan kan dink wat ek dalk nou uitgelaat het? Nog nie iets spesifiek nie, ek dink net die grootste ding is en ek dink dis hoekom ek baie lief is vir die spesifieke company waarvoor ek werk. Ek dink nie ons 'n groot prejudice daar buite vir wie jy werk nie. Ek dink paramedics werk almal oralste dieselfde. Ons het 'n verskeidenheid van dienste wat jy kan aanbied. Dit was die die mense op die pad wat ons kan gaan uithelp, die ambulans op die pad. Dis die intensiewe voertuig. Dit ons redelik baie moeilike gevalle oorplaas tot die klein babietjies. Klein premature babietjies wat moet gaan vir spesiale operasies by 'n plek. Ons het 'n helikopter wat kan uitgaan. Ons het 'n fixed wing vliegtuig wat selfs mense uit ander lande gaan uithaal. So ons het 'n hele verskeidenheid van dinge wat ons doen. So wie bel ons as ons in die moeilikheid is? 082911. Die 901 is altyd maklik om te onthou. Altyd. En dan die 082 en iemand sal antwoord en dadelik iemand na jou toneel toe uitstuur. Ja. Dankie Carissa. Dis insiggewend. Ek dink ons het gehoor dat paramedici is nie net mense wat opdaag en bietjie wonde verbind en jou hospitaal toe vat nie, daar's soveel meer. Hulle dra ons op die hande, letterlik en figuurlik. En hulle doen dit. Ek kan getuig met die grootste medemenslikheid, kundigheid en moed. Ek hoor deernis, ek hoor empatie, selfs in die moeilikste van situasies. So vandag het ons nie net meer geleer van 'n beroep nie, maar van 'n roeping wat julle het. En dankie vir dit wat julle doen. Ons hoor van hartseer, maar aan die ander kant hoor ons van hoop. Ons hoor van trauma, maar ons hoor ook van triomf. En dit is die kontras van die lewe, nê. Ek dink dit is wat ook seker maar inspirerend is, want alhoewel jy die hartseer aan die een kant het, is daar weer geboortes en lewe weer. En aan die ander kant, so dis heeltyd hierdie spel. Dankie dat jy dit kom deel het vir jou, al die mense wat in jou beroep staan. Ek dink vir elkeen van ons bietjie meer begrip, bietjie meer deernis en ons bid ook vir julle. En dankie vir die ongelooflike, onbaatsigtige werk wat julle vir ons doen en dat julle in ons broosste oomblikke, wanneer ons paniekerig raak en wat ons bang is en dan is julle daar en bring julle vir ons rustigheid en hulp. So baie dankie daarvoor. Dankie baie. Baie dankie dat jy ingeskakel het by ons potgooi van Leeflig. Ons sien uit dat jy die volgende episode ook weer deel is. Tot volgende keer.